Goeiedag, baie hartlik welkom by hierdie geleentheid. Dis Moedersdag 2026. My wonderlik dat Moedersdag so val binne in hierdie bepaalde tydgleef van die kerklike jaar. As 'n mens net daaraan dink dat volgende donderdag dit Hemelvaart is. Dat ons nog steeds leef in iets van hierdie, as 'n mens deur die kerklike jaar lewe, iets van hierdie euforie van Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, wat lewe en wat vir ons die sekerheid gee van ons eie lewe en ons eie opstanding. En dan daag ons by Hemelvaart op en weet ons dat Jesus wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van die Vader, maar intussen is hy ook elke dag by ons. En om binne in hierdie seisoen moederskap dag te vier, is sommer net so 'n groot voorreg en geleentheid. Kan ek met jou begin met die loflied van Maria, wat sê in vers 46 in hoofstuk 2, en Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Amen. Genade vir jou en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat rondom die troon is, en van Jesus die geloofwaardige getuier, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Dis Moedersdag en ek hoop dat elke ma, figuur en ouma wat in hierdie wêreld nog saam met ons is, groot vreugde sou hê op hierdie dag. En ons weet dat binne in hulle harte, binne baie van hulle se harte, daar ook sommer 'n klomp seer sou kon wees van dit wat gebeur het met hulle in die lewe met hulle kinders wat hulle dalk verloor het, en hulle sê mos, ouer moet nie hulle kinders begrawe nie, en mense wat nog steeds wat dit beleef, maas wat in tye soos hierdie ook ongelooflik bekommerd kan wees oor hulle kinders, wat daar ver is, wat oor see is, op ander plekke, kinders wat dalk in hierdie tyd nie werklik naby aan die Here lewe nie. Dan is dit 'n wonderlike dag, waar ons ook aan hulle kan dink. En aan die ander kant ook die maas, wat so geweldig seer kry, binne in die geweld wat binne huishoudings en binne gemeenskappe plaasvind, oor hoe swaar dit uiteindelik ook kan wees, dan dink ons aan hulle. En dan dink ons ook aan ander maas wat by wyse van spreuke sukkel om die mas op te kom, omdat in hulle wêreld daar soveel dinge dalk iewerster verkeerd gegaan het. En bid ons ook genade vir hulle in 'n tyd soos hierdie toe. Maar is dit vir my ook altyd wonderlik as ek dink aan maas, dan kom dit uiteindelik uit die eie wêreld waar ek ook vandaan gekom het, en dit waaroor ek ook in gespesialiseer het, en ek dink aan substituutversorgers van mense, met ander woorde oumas en grootoumas wat ook kinders versorg, waar kleinkinders versorg en agterkleinkinders versorg, waar die maas nie meer daar is nie, en dan weer op 'n manier soort van nuwe moedersrolle in 'n ander tyd ook behoort in te neem en moet inneem. Versorgers wat na kinders moet kyk, by kinderhuise en oral, en dan as ek aan die begrip van moeder dink, kan ek nie anders nie, as om sommer net iewerster hierdie mense ook te wil kom insluit by hierdie ding van moeder, as jy sommer net dink aan 'n huismoeder en die rol wat hulle besig is om te speel. Vandag praat ons oor 'n moeder soos Maria, van voor die wieg tot na die graf. Iets van die goddelike wonder van die feit dat sy vir Jesus sou dra en Jesus in die wêreld sou bring. Maar aan die ander kant, ook dit wat Simeon vir haar sou sê, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Die seëninge wat van God kom na haar kant toe, uitgekies tussen ander, maar aan die ander kant ook die pyn wat kom, die vreugde wat daar is, maar
dan ook die pyn wat kom. En die wyse waarop sy binne alles deur net gewoon daar is en ook dinge in haar hart sou bære. Kom ons sluit ons oë. Daar is so 'n paar gedeeltes wat ek saam met jou gaan lees, so in die gedagtegang langs. Hemel Here, baie dankie dat ons in hierdie Moedersdag ook op 'n besondere manier hulde kan bring aan daardie mense in ons lewens. Sommige van hulle wat nie meer lewe nie. Here, maar die invloed wat hulle uiteindelik in ons lewens gehad het. Baie dankie vir ons moeders wat soms baie jonk is. Ander wat ook kinders versorg wat uiteindelik ook nie hulle eie was nie. So kan ons wyd dink oor moederskap vandag en het ons kwaliek die tyd om dit te doen. Maar ons kom sê vandag ook baie dankie vir hulle. Dankie Here dat U ook gewone mense uitkies om ander mense ook in die wêreld in te bring en hulle ook te versorg. Here, ons eer U vir al U liefde en ons bid Here dat U sal gee dat hierdie geleentheid, die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart vir U ook goed sal wees in Jesus naam. Amen. 'n moeder soos Maria van voor die wieg tot na die graf. Ek het so 'n bietjie iets daaraan geraak. As 'n mens net daaraan dink en dit is net 'n algemene opmerking wat ek wil maak om te sê, die pad Maria was die aardse moeder gewees van Jesus binne in hierdie wêreld. Jesus wat vreugde sou bring, omdat hy net ook die regte goed sou doen, maar aan die ander kant die seer wat ook deel sou gewees het van Maria se lewe. En om te sê, Moedersdag bring baie keer mooi herinnerings in mense se lewens. Maar baie keer is daar ook die stil seer wat deel daarvan is, waarna ek net nou ook verwys het. Ek dink sommer net aan moeders in die algemeen in ons gemeenskap ook, waar ons bly. As 'n mens net daaraan dink, moeders wie se kinders ver skool gaan. Ma's wat in hierdie proses dan eintlik ook hulle kinders moet loslaat. Nie alleen loslaat om skool toe te gaan nie, maar los moet laat om universiteit toe gaan, los moet laat om oor see te gaan en op verskillende ander plekke te kan wees. Hoe moeilik kan dit uiteindelik nie ook vir hulle wees nie. Want 'n ma wil graag net die beste vir haar kind hê. Ma's wil die beste hê vir hulle. En dan is dit moontlik dat daar bekommernisse kan wees oor veiligheid, oor geld, dat daar bekommernisse kan wees oor gesondheid, bekommernisse kan wees oor verhoudings, oor sommer soveel dinge. En die wonderlike is dat God nie volmaakte mense kies om ouers te wees nie, om ma's te wees nie. God kies gewone mense. En miskien moet ek dan op hierdie pad gaan ook oor Maria, wat 'n gewone persoon was, 'n gewone vrou was, 'n jong vrou was, 'n maagd was, om die waarheid te sê, nog sommer baie jonk, om deel te wees van sy grootste werk. En dan moet ma's miskien 'n ander ding ook verstaan, en dit is, Maria het vir Jesus in hierdie wêreld ingebring, maar ma's het 'n geweldige groot verantwoordelikheid, moeders, om vir Jesus ook binne in die lewens van hulle kinders in te bring en in te dra. Nie alleen van hom te vertel nie, maar aan die ander kant Jesus ook in hulle lewe vir hulle te leef, dat hulle iets van die liefde van God ook sou beleef en ervaar vanuit die lewens van hulle moeder. Nou, in Maria se geval kies God dan hierdie gewone meisie uit, om deel te wees van sy grootste werk. Nie omdat sy perfek was nie, maar wat belangrik was, is dat sy geglo het. En dat sy in haar geloof haarself ook beskikbaar gemaak het vir God. In vers 35 in hoofstuk 1 van Lukas staan daar die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand.
Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Nou, so belangrik om te sê, wat doen Maria? Sy sê ja vir hierdie moederskap. Hierdie moederskap wat deur die Heilige Gees na haar kant toe kom. Wat sy beleef as eintlik onmoontlik dat dit kan gebeur. Dat hier 'n wonderwerk met haar gebeur. En sy sê ja. Laat dit met my gaan volgens u woord, sê 'n ander vertaling daaroor. So geloof begin nie altyd by antwoorde nie, maar dit begin by oorgawe. Miskien is dit ook waar, dat 'n mens, dat moeders en ons almal, maar dit beleef, dat moederskap uiteindelik elke keer, maar ook 'n wonderwerk is, wat met iemand gebeur. 'n Wonderwerk, daar is so baie, wat uiteindelik ook die behoefte sou hê, om kinders te kon hê, en tog, is dit nie altyd hulle beskore nie. En sou hulle met 'n stil hartseer ook kon lewe. Maar dit beteken nie dat mense wat sonder kinders is nie, moeders wat sonder kinders is nie, onvervuld in hulle lewe ook kan wees nie, omdat hulle op ander maniere, ander plekke uiteindelik ook 'n geweldige groot rol sou kon speel. Maar belangrik oor Maria is sy sê ja. Sy sê ja sonder sekerheid. Wat sê vir 1 vers 38? Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Maria weet nie, in haar konteks, hoe mense gaan reageer nie. Sy weet nie, sy het nie geweet wat dit haar gaan kos nie. Sy het nie geweet waarheen dit sou lei nie. En tog sê sy, ja, Here. As ons praat oor moederskap in die algemeen, is dit ook waar, om te sê, ja, Here, wat ek ook nie weet wat dit my gaan kos nie. Wat ek nie gaan weet waarheen alles gaan lei nie, 'n pad van onsekerheid, wat mense ook inloop, en maar net moet sê, ja Here, dankie vir die voorreg en die pad wat ek ook het om te loop. Maar jy het nie hierdie pad gekies nie. Jou kind is soms ver weg. Jou omstandighede is swaar, maar jy sê steeds, Here, ek vertrou u. Geloof begin nie by antwoorde nie. Geloof begin altyd by oorgawe. En dan, sommer hier in Lukas 2, iets van die wonder wat Maria ook beleef het, wanneer die herders ook hulle besoek daar gebring het, op die geboortenag van Jesus. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het. Maria het alles wat gesê is, onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die wyse waarop God in haar lewe by haar betrokke was, ook in die geboorte van hierdie kind, is iets wat sy ook in haar hart bewaar het, en die hele tyd by haarself ook daaroor nagedink het. Vreemd ook in terme van Maria se wêreld. En iets van dit wat, as ek net nou praat ook oor die paaie wat ons kinders loop, wat ouers nie altyd verstaan nie, en wat eintlik ook vir hulle uitdagende omstandighede moet wees, waaronder hulle nie in beheer kan wees nie. Vertel ook iets van dit wat by Maria gebeur, wanneer Jesus daar by die tempel is. In vers 46, na 3 dae, het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit, en hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. So sy kyk, dink ook op 'n gewone manier, ook daaroor. Gewone ma, wat ook bekommerd was oor haar kind, wat sy nie kon kry nie. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Jesus se identiteit in die lewe van moeder Maria en vader Josef, aardse vader Josef. Want ons weet dat sy werklike vader God is wat in die hemel is. Die identiteit wat Jesus gehad het, wat geweet het waarvoor hy hier is. En hoe is dit nie soms ook vir moeders iets van daardie ding, vir ouers iets van daardie ding van, ons is nie heeltemal seker wat die pad is,
wat besig is en dit wat besig is om met ons kinders te gebeur nie. Maar belangrik om te weet, en wat 'n mens altyd op hoop is, dat hulle in hulle lewe altyd deur die wil van God sou soek. So Maria het gedra wat sy nie verstaan het nie. Maria het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Sy verstaan nie altyd nie, maar sy bly dink. Sy dra wat sy nie verstaan nie. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Belangrik is dat Maria in alles moes vashou. Dat sy moes dink, dat sy moes bly glo. Dis waar gewees van Maria in hierdie wêreld, maar dis waar ook van moeders van altyd deur, is om vas te hou te midde van alles. Oor alles te kan nadink en te bly glo, in die geloof ook verankerd te kan wees ook aan God. So 'n stukkie werklikheid sommer net vermaas ook in ons tyd. Hele werklikheid is, kinders is in koshuise, ander plekke. Daar's oproepe, daar's boodskappe wat na hulle kant toe gaan. Jy wonder baie keer, gaan dit regtig goed? Jy verstaan nie altyd wat besig is om te gebeur nie. En dit maak dit baie moeilik as 'n mens nie werklik beheer het nie. Vir 'n mens om gesondheid te beleef is wanneer jou wêreld regtig vir jou verstaanbaar is, beheerbaar, emosioneel sin maak, sinvol is, dan lê daar motivering. En wanneer dit nie altyd daar beheerbaarheid is nie, dan is dit vir 'n mens so ongelooflik moeilik, want jy verstaan nie altyd nie, maar jy bly dra in jou hart. En dan, wat so belangrik is ook, is dat ma's regtig moet kan loslaat ook, op 'n stadium binne in hulle lewe, en te laat gaan, te laat vry word. Ek dink sommer aan die teks in Johannes 2, nou, as jy nou Johannes 2 lees, die eerste deel, dan lees jy nou van die bruilof wat daar in Kana in Galilea was, waarheen Jesus en sy disippels ook heen genooi was, en die wyn wat opgeraak het, daar by die geleentheid, en Maria wat na Jesus toe kom en sê, die wyn is op, en hy sê vir haar, maar hoekom sê dit vir my, want my tyd het nog nie gekom nie. In die Johannes Evangelie sou iets van die lyding van Jesus ook deel van sy verheerliking wees, as hy ook verhoog is, soos Johannes 3 ook sê, verhoog is, soos die slang destyds in die woestyn, iets van sy heerlikheid, dit het nog nie gekom nie. Maar Maria wat nie binne in daardie situasie nie, wat ook leer om haar kind te vertrou, wat vir Jesus kon vertrou binne in hierdie situasie, en ook kan loslaat, en dinge ook in sy hande kan gee. Hoe moeilik kan dit nie soms ook vir ma's wees, wanneer kinders kan groter word en ouer word, en die mens nie meer beheer oor dit kan hê nie. En vir kinders uiteindelik om met verantwoordelikheid ook te luister na dit wat hulle ouers besig is, om uiteindelik ook vir hulle te sê, en daarop te reageer. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê dit vir my tyd het nog nie gekom nie. Maar sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. 'n Ma wat haar kind uiteindelik ook kan loslaat, en aan die ander kant, hom ook kan vertrou. En te kan weet, daardie belegging, wat ook binne in hom is, in Jesus se geval weet ons God se belegging, sy identiteit wat hy was, ook as seun van God, maar ook daardie belegging wat ouers binne in die lewens van hulle kinders maak, om ook hierdie belegging wat hulle maak, te kan vertrou, wanneer hulle ook hulle kinders sou vertrou. So sy leer om los te laat, doen wat hy vir julle sê. Want ware liefde is nie om vas te hou nie, maar om los te laat met geloof. Sy leer om los te laat. By Kana bring Maria die probleem, maar sy los die probleem by Jesus, en sy tree terug. En elke ma moet dit mos maar leer. Jy kan nie altyd beskerm nie, jy kan nie altyd elke besluit in iemand se lewe neem nie, jy kan nie altyd naby wees nie. Ware liefde beteken om los te laat, maar nie los te glo nie. By ou het nog altyd ook vas te hou in die Here, en heeltemal in hom te bly glo. Maar die ander belangrike ding is, Maria bly staan. En dit sluit aan by daardie woord
wat Simeon oor Jesus ook sê. Ek wil sommer hierdie gedeelte vir jou lees vir 'n oomblik as Simeon daaroor praat. Hy sê, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. In vers 34 in hoofstuk 2, Simeon het hulle geseën en van Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat deurspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref 'n swaard sal deur jou siel gaan. En dan is dit inderdaad so dat daar 'n einde kom aan Jesus se lewe op hierdie aarde, dat hy sterf. Alhoewel ons weet dat hy weer opgestaan het en aangegaan het, maar dat die dood uiteindelik ook 'n werklikheid was binne in sy lewe. En as Jesus aan die kruis gehang het, dan was Maria ook daar. Sy het bly staan. As ander mense sou weghardloop en weggaan, het sy daar gebly. Van voor die wieg van hom geweet en tot by die graf en na die graf ook daarvan geweet. By die kruis van Jesus in Johannes 19 vers 25 het Jesus, by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disippels vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy, Vader, daar's die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar's jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. In ander woorde, wat doen Jesus ook in hierdie situasie as hy aan die kruis hang? Om ook sy moeder toe te ken aan die disipel vir wie hy lief gewees het. En vir hom ook aan haar toe te ken. Maar die belangrike is dat sy daar staan, dat sy daar bly, ook in die dood van Jesus, daarby by hom bly staan, en nie weggaan nie, sy bly staan. Vers 25, by die kruis van Jesus het sy gestaan. Sy het nie weggeloop nie, nie by die vreugde nie, maar ook nie by die pyn nie. Sy bly. Sy bly staan by die kruis. Maria staan daar, natuurlik ook nie met antwoorde nie, nie met oplossings nie, net met 'n gebroke hart. Maar sy bly. En dis die wonderlike is, dat Maas daar is. Van elke oomblik, solank as hulle nog in hierdie wêreld is, belangrik dat hulle teenwoordig is in die lewens van hulle kinders, binne elke soort van oomblik en belewenis en ervaring wat hulle uiteindelik kan hê om by hulle kinders te wees. Ons weet dat soms dit nie so gebeur nie, dat dit soms nie waar is nie, maar hier gaan dit oor dit wat uiteindelik behoort te wees, want dit leer ons by Maria, die moeder wat Jesus in haar ook gehad het. Sommige van ons, sommige van julle moeders, dra ook verlies, dra siekte, dra swaar laste, en dan is dit weer 'n ding van, geloof beteken nie, jy verstaan alles nie. Net soos in die begin, maar geloof beteken, jy loop nie weg nie. Jy bly uiteindelik altyd daar. En die wonderlike is van die kind se kant af, dat Jesus ook geseker gemaak het, dat sy moeder versorg word, en mense vra baie keer, hoekom het hy haar nie vir die broers gegee wat hy gehad het nie, soos Jakobus byvoorbeeld, wat die brief geskryf het, Jakobus nie, wat ook 'n broer van die Here Jesus was nie, maar in daai stadium het hy nog nie geglo nie. Eers, lank na die opstanding, het hy dit glo, dit was hom belangrik geweest, want ons lees ook, dat in 1 Korintiërs 15, dat Jesus ook aan hom verskyn het. Maar Jesus gee, as hy vir sy ma, vir Johannes gee hy haar letterlik vir die geloofsgemeenskap, en dan weet ons dat Johannes haar ook in sy huis geneem het, dat sy deel van die vroeë kerk, deel van die geloofsgemeenskap in daardie stadium gewees het, dat hy haar ook aan hierdie nuwe geloofsgemeenskap van hom, dat hy vir haar ook aan Johannes kom toevertrou. Die ma wat by hom staan, tot aan die einde van sy lewe, sy aardse lewe, vir die oomblik, altyd daar is. Moeder soos Maria, sy sê ja, sy dra, sy laat gaan, sy bly staan. Sy sê ja,
en in God gebruik daardie geloof. Nie net in Jesus se lewe nie, maar uiteindelik ook in ons lewe, in die lewens van die vrouens, van die ma's ook, van hierdie tyd. En daarom dink ek, dit is net belangrik op 'n dag soos hierdie, om te verstaan dat God deur gewone ma's, deur gewone mense werk, met egte geloof, hopelik. En dat die egte geloof uiteindelik ook binne mense versterk kan word. En as elke ma weer eens die verantwoordelikheid wat toegeken word aan hulle, dit ook weer eens kan opneem, die verantwoordelikheid kan opneem, en dit ook met geloof kan opneem, hoe wonderlik sal dit nie wees nie. En dan eer ons die Here ook, vir die ma's wat werklik waar met geloof lewe. En ons is so dankbaar vir elke ander vrou, wat ook instaan in 'n plek waar daar nie meer 'n gewone moederfiguur kan wees nie, waar ouers 'n eie ma doodgaan en nie meer in hierdie wêreld is nie, maar grootouers ook instaan, ander mense instaan, ander versorgers instaan, om ook seker te wees dat hierdie kinders die regte pad uiteindelik loop. En elke ene van hulle gaan uiteindelik, as jy daai verantwoordelikheid op jou neem, gaan ook deur hierdie verskillende fases van dit wat 'n mens iewers binne in Maria se lewe raakloop. So, bid vir elke ene van julle, en mag hierdie dag dan inderdaad ook 'n geseënde en 'n spesiale geleentheid wees, en mag al die moeders in ons land en in die wêreld vandag ook op die hande gedra word. Hemel Here, dankie vir ons moeders, dankie vir hulle wat in hierdie wêreld kinders inbring, hulle versorg, solank as wat dit vir hulle moontlik is. Here, wat deur al die verskillende fases gaan, waardeur 'n persoon maar kan gaan. Here, en ons vra, dat U in die genade ook by elkeen sal wees, en dat die genade inderdaad vir elkeen ook genoeg sal wees. Maak ons samelewing 'n werklik waar ondersteuningsnetwerk ook vir hierdie mense. En ons bid dat U elkeen sal lei, sal bewaar, en waar daar seer is, waar daar uitdagings is, waar daar troos nodig is, dat U dit sal gee, en dat ons elkeen vanuit die liefde in ons hart dit ook aan hulle sal kan uitdeel, dat ons waardering sal gee, nie net alleen op 'n dag soos hierdie nie, maar elke dag. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God in die gemeenskap van die Heilige Gees met jou mag wees en bly tot Jesus kom. Amen. Ek hoop julle het almal 'n baie spesiale dag. Mooi bly.